Goeiedag en baie welkom aan jou wat ingeskakel is op hierdie uitsending. Ons is in lydenstyd, ons beweeg al die 4de lydensweek in, op pad na die Paasgebeure, wat ons DV die naweek van die 18de tot die 20ste April gaan vier. Mag die kruisdood en opstanding van Jesus Christus uit die dood vir jou regtig persoonlike betekenis hê. Gebruik dan hierdie lydensweke wat nog oor is tot met Paasnaweek. Gebruik hierdie tyd om op 'n gereelde basis stil te raak voor die Here Jesus en seker te maak dat jou verhouding met hom reg is. Mag ons die werking van die Heilige Gees reg deur hierdie geleentheid ervaar en mag jy hoor dit wat jy moet hoor, dit wat spesifiek vir jou bedoel is. Maar kom, raak eers saam met my stil voor die Here. Net daar waar jy jouself nou bevind, raak saam met my stil voor die gekruisigde, opgestane Jesus Christus. Here, in ons teks van hierdie geleentheid, Matteus 27 vers 33 tot 44, spesifiek die woorde in vers 35 tot 37, lees ons, hulle het u gekruisig, u klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by u wag gehou. Bokant u kop het hulle die aanklag teen u in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Hoe ironies, Here. U is die koning van die konings. En tog spot hulle met u as 'n vals koning. Die mense in daardie tyd was blind vir u. Ja, net so baie mense in ons tyd hier in 2025 ook blind is. Blind vir wie u regtig is. Daarom, Here, mag u waarlik koning in ons almal se lewens wees. Mag ons seker maak dat u regtig die koning, die bevelvoerder van ons lewens is. En daarom kom gee ons onsself in hierdie geleentheid opnuut oor aan u. Neem asseblief die volle beheer van ons lewens oor. Ons eer u in u majesteit en heerlikheid as die een en enigste, ware, lewende, drie-enige God. Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Die gekruisigde, opgestane Here, wat sy lewe uit liefde vir jou en vir my, vir ons almal gegee het. Hierdie God groet jou en seën jou opnuut met sy liefde, genade en vrede, meer as wat jy nodig het. Al wat jy moet doen, is om dit dankbaar uit sy hande te vat. Dis regtig vir jou bedoel. Ons staan in lydenstyd. Ons beweeg die 4de lydensweek in. Ons beweeg al hoe nader aan die kruisiging van ons Here Jesus. En ons tema dan in hierdie geleentheid, na aanleiding daarvan, die koning aan die kruis. Die koning aan die kruis. En ons teksgedeelte in hierdie geleentheid is Matteus 27 vers 33 tot 44. Ek lees dit vir ons in die 83 vertaling van die Bybel. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom
het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Ja, ons teksgedeelte neem ons reguit na Golgotha. Golgotha, die plek van die kruis. Ja, dis 'n toneel van pyn, van vernedering en spot. Maar dis ook 'n toneel van God se grootste daad van liefde en genade. Ja, vriende, hierdie gebeurtenis roep ons almal op om regtig stil te word en met 'n oop hart, 'n oop gemoed te vra, maar wat beteken hierdie kruisdood vir my? Ja, nou kan ons ook sommer 'n bietjie verder gaan op hierdie punt en ons kan die verdere vraag vra, wat beteken dit wanneer jy sê, Jesus is koning van jou lewe? Wat beteken die kruisdood van Jesus regtig vir jou? Ons kyk na 3 aspekte uit ons teksgedeelte, Matteus 27 vers 33 tot 44. Ons kyk na die lyding van die koning, vers 33 tot 36. Ons kyk na die bespotting van die koning, vers 37 tot 40. En dan kyk ons in die 3de plek na die verwerping van die koning, vers 41 tot 44. In die eerste plek, die lyding van die koning, vers 33 tot 36. In vers 33 lees ons dat Jesus na 'n plek met die naam Golgotha geneem is. Golgotha wat beteken plek van die kopbeen. Nou, hierdie naam dra 'n sombere, mistroostige betekenis, want dit was 'n plek van dood, 'n plek waar mense op die wreedste denkbare manier tereggestel is. Ja, en daar aan die kruis op Golgotha ly ons Here Jesus onbeskryflike fisiese pyn. Hy's geslaan, hy's gemartel, hy's gespot, uiteindelik aan die kruis vasgespyker met spykers deur sy gewrigte aan sy hande en die gewrigte by sy voete aan sy enkels. Jesus se liggaam is behoorlik uitmekaar getrek en elke asemteug was vir hom 'n stryd. Boonop gee die soldate vir hom 'n mengsel van wyn en gal om te drink, 'n tipe van verdowing. Maar dan lees ons in vers 34, die oomblik toe Jesus dit proe, toe weier hy dit. Want jy sien, Jesus kies om die volle las van die kruis te dra. Jesus kies om elke oomblik van lyding vir ons almal te verduur. Waarom doen Jesus dit? Jy sien, Jesus se liefde vir jou en my, Jesus se liefde vir ons as mense reg oor die wêreld was groter as sy eie lyding.
En terwyl Jesus daar aan die kruis in soveel pyn verkeer, sien ons in vers 35 in ons teks, hoe dat die soldate boonop dobbel oor sy klere. Dit wys hoe gevoelloos en onverskillig mense teenoor Jesus se lyding was. Ja, 'n houding wat vandag nog steeds in 2025 sigbaar is in mense se lewens, in 'n wêreld wat dikwels onverskillig staan teenoor Jesus Christus en sy evangelie. Ja, eintlik het niks nog verander van daai tyd met Jesus se kruisiging tot vandag in 2025. In die tweede plek kyk ons ook na die bespotting van die koning, vers 37 tot 40 in ons teks. Bokant Jesus se kop teen 'n bordjie is die aanklag teen hom aangebring in hierdie woorde, vers 37. Hierdie is Jesus, die koning van die Jode. Nou hierdie woorde was bedoel as 'n bespotting van Jesus se aanspraak om koning te wees. Vriende, ek dink dikwels verstaan mense nie die werklike aard van Jesus se koningskap nie. Jesus het nie gekom om met mag en geweld te regeer nie. Nee, Jesus het gekom om te dien en sy lewe te gee as losprys vir mense. Markus 10 vers 45 bevestig hierdie waarheid aan ons. Ja, selfs die mense wat daar by die kruis verbygeloop het Jesus ook gespot en getart of gelaster, soos ons teks daar in vers 39 en 40 sê. Hoor net wat sê hulle. As u die seun van God is, kom van die kruis af, red u self. Nou hierdie woorde herinner aan die versoeking van Jesus in die woestyn, waar die duiwel ook vir Jesus gesê het, as u die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. Matteus 4 vers 3. Maar vriende, Jesus sou nie die maklike uitweg kies nie. Jesus se lyding aan die kruis was deel van God se groot reddingsplan met die hele wêreld. Jesus sou nie net homself red nie. Nee, Jesus het aan daai kruis op Golgotha gebly hang, sodat hy elke mens reg oor die wêreld kon red. Ja, vir jou, vir my, vir alle mense, van alle volke, stamme, tale en nasies, reg oor die wêreld. Ja, nou in 2025 en ook verder die toekoms in. In die laaste plek kyk ons ook na die verwerping van die koning. Vers 41 tot 44 in ons teks. Die priesterhoofde, die skrifgeleerdes en die familiehoofde of selfs die ouderlinge voeg ook by tot hierdie bespotting van Jesus in vers 42. Hulle sê, hy het ander gered, maar homself kan hy nie red nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom, dan sal ons in hom glo. Hierdie woorde is vol ironie, want die waarheid is dat Jesus juis gekom het om te sterf. As Jesus homself op hierdie punt gered het, sou niemand van ons gered kon word nie. Ja, en dan lees ons selfs die misdadigers daar saam met Jesus aan die kruis, weerskante van hom, een aan die linkerkant en een aan die regterkant van Jesus. Selfs die misdadigers spot Jesus en laster Jesus.
hulle was ook teen Jesus gekant. Maar dan lees ons in Lukas evangelie, Lukas 23 vers 42, dat een van daardie misdadigers wat saam met Jesus daar aan die kruis gehang het, dat een van daai misdadigers 'n rukkie later daar aan die kruis tot inkeer gekom het. Hy roep uit in hierdie woorde: Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus, dink aan my. Nou vriende, dit wys vir jou en vir my dat daar twee maniere vir ons is om op Jesus se kruisdood te reageer. In die eerste plek, ons kan hom ook verwerp, bespot, ignoreer, soos wat baie mense in sy tyd gedoen het. Of ons kan Jesus erken as ons verlosser en hom elke dag in geloof aanroep. Die keuse is onsinne. Wat beteken hierdie verhaal in ons teks van vandag? Matteus 27 vers 33 tot 44. Wat beteken hierdie verhaal prakties vir jou en vir my in 2025? Vriende, dan moet ons in die eerste plek besef dat Jesus aan die kruis nie net 'n geskiedkundige gebeurtenis is nie. Nee, dis inderdaad die middelpunt van ons geloof. Ja, dit roep jou en my hier in 2025 op tot dankbaarheid. Jesus het hierdie lyding gedra vir jou en vir my. Dit roep ons op tot bekering, want die kruis wys hoe ernstig sonde is en hoe groot die prys is wat Jesus daarvoor betaal het. En dit roep jou en my op tot geloof. Ons word geroep om soos daardie berouvolle misdadiger daar saam met Jesus aan die kruis, Jesus te erken as ons koning en ons verlosser. Gelukkig was die kruis op Golgotha nie die einde van hierdie verhaal nie. Nee, Opstandingssondag kom. Opstandingssondag is op pad binnekort. Maar vriende, voordat ons by Opstandingssondag kom, moet ons eers regtig stil staan by die kruis op Golgotha. En jy en ek moet besin oor wat die kruis van Jesus vir ons elkeen regtig beteken. Mag ons almal dan in hierdie lydensweke wat nou nog voorlê tot met die Paasgebeure, mag ons in hierdie tyd opnuut ons harte oopmaak vir die krag van die kruis. En mag ons Jesus eer as die ware koning van ons lewens. Daarom gee die volle beheer van jou lewe oor aan koning Jesus. Ja, laat Jesus toe om die koning ook van jou lewe te wees. Amen. Here, ja, ons sê ja vir u op hierdie boodskap. Ons sê asseblief, Here, wees u die koning ook van my lewe. Ek gee nou alles oor aan u. Kom o Here Jesus, kom vul my totale lewe deur u Gees met u alomteenwoordigheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Jesus aan die kruis. Jy kan Jesus verwerp, bespot, ignoreer, soos baie mense in Jesus se tyd gedoen het. Of jy kan Jesus erken
as jou verlosser en die koning van jou lewe. Die keuse is joune. Ervaar God die Vader se oneindige groot liefde vir jou. En God die Seun, Jesus Christus, se oneindige groot genade oor jou. In en deur die altyd oral teenwoordigheid van sy Gees, die Heilige Gees, in jou, by jou, saam met jou, elke oomblik. Amen. Die wat wag op die redding van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal hy nooit beskaam. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Op wie sal ek vertrou, op wie sal ek vertrou.